Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre, inderdaad, Els, jy lyk lekker uitgerus na die naweek. Kyk, ons moet nou maar weer die dinge vasvat en hierdie week in 'n rad kry, so op die maandagoggend, wat dink jy? Net so, daai klink vir my motiverend genoeg. Daar's en dis hoekom ons vir julle weer net die allerbeste en lekkerste program voorsit. Luister net hierna. Ja, daar is weer 'n hele paar onderwerpe waarna jy kan uitsien en natuurlik nou gaste om daai onderwerpe met ons te bespreek. Dr. Christa North van Enbiosis Suid-Afrika vertel ons meer oor nuwe navorsing ten opsigte van die darmmikrobiom en kunsmatige intelligensie wat die manier waarop ons na gesondheid kyk verander. Die netbalster Erin Burger kuier by ons om oor haar netbalskool en vanjaar se Telkom Netballiga te gesels. Chris Chameleon vertel van sy nuwe produksie Hartloop. En Armand en Andrea Esbach van Skemer kuier by ons met nuwe musiek. Skielik het ek gevoel ek is weer in graad 10, graad 12 biologie. Wat was die woordjie daar? Darmmikrobiom. Ja. Wat so is jy dit? het biologie gehad, nee, Ja. maar dan moet jy vir ons gesê ek het nie biologie gehad nie. Dis een of ander mikrobiom wat met die darm te doen het. Jy seker ietsie met jou Okay. darmpiesie binne. Dis Kom maar ons darmmikrobiom. wag en vind uit, dink ek. Ek kan nie Kom wag ons nie. raai nou maar nie, Ek ons kan wag nie en vind uit. Ja, ek het meer fisika en daai soort van dinge. Maar het jy jou eksamens geniet, Els? Was jy 'n pluggie, het jy lekker hard geleer? Ja. Was jy ook een wat weke voor die tyd kon leer? As hulle vir jou bloktyd gegee het jy die 5 dae gebruik of het jy die dag voor die tyd eers ingespring? Nee, weet jy wat, ek het gewoonlik nogal opsommings gemaak, maar daaraan voor die tyd, ek funksioneer beter onder druk. Ja. So dan het ek deur dit gelees en gewoonlik gedeurnag. Ek dink ook my tyd het ek baie spandeer aan die opsommings. Ja. Almal gedink het mors tyd, Nee. maar die aand voor die tyd dan sit ek ook so, soos Mr Bean al gesit het met 4 houtjies. Ja. Dan probeer ek my bes. En dan as het ek sif gewoonlik geleer. ook die hele tyd geëet, jy weet, want ek het so gestres. En as ek uitstap by daai eksamenlokaal, moenie vir my kom sê wat het jy daar geantwoord? Ek het net dis asof ek dan alles vergeet het. Korttermyn geheue, daar gaan ons. Jy sien, dit het my ook oorgekom. Die rede waarom ons nou oor eksamen gesels is met die Junie eksamen wat nou reg oor Suid-Afrika afskop. Sê kenners graad 12 leerlinge of kners graad 12 leerlinge behoorlik op hulle tande en is meeste baie gespanne want hierdie eksamen se uitslae weeg swaar wanneer dit by universiteitstoelating en ook toekomsplanne kom. Nou kenners waarsku dat die Junie eksamen 'n deurslaggewende deel van die matriekjaar is. Die vraag is egter hoe kan ouers help? Pieter, jy het seker ook al gewonder. Wel, ons het 'n paar wenke hier en Pieter gaan sê of hy saamstem. 'n Rustige omgewing tuis help leerders om beter te fokus. Selfs klein aanpassings, soos byvoorbeeld om die raserigheid in die huis te beperk, onderbrekings te vermy en studietyd te respekteer kan 'n reuse verskil maak. Ouers moet ook op die uitkyk vir tekens van uitbranding wees. Baie matrikulante glo dat minder slaap en meer ure agter die boeke tot beter punte sal lei, maar 'n slaaptekort tas blykbaar juis die geheue, konsentrasie en probleemoplossingsvermoëns aan. Ons kan daarvan getuig. Gesonde roetines, gebalanseerde maaltye en gereelde pauses is wat 'n mens se kop skerp hou of helder hou. Gedurende die eksamen draai elke gesprek dikwels net om skoolwerk. Soms het 'n leerling egter net nodig om oor iets anders te gesels. So in plaas daarvan om dadelik oor leerwerk uit te vra, kan ouers eerder seker maak oor hoe dit emosioneel met hulle kind gaan. Baie ouers besef ook nie hoe skadelik dit kan wees om hulle kind met 'n boetie, sussie of 'n niggie te vergelyk nie. Dit mag miskien na motivering klink, maar dit laat 'n kind dikwels minderwaardig voel. Elke leerling leer en hanteer stres op sy of haar eie manier. Diegene wat sukkel, het nog tyd om hulle swakpunte voor die eindeksamen te identifiseer en te verbeter. Vir ouers gaan dit nie daaroor om alle druk weg te neem nie. 'n Sekere mate van druk is onvermydelik by so 'n groot mylpaal. Die werklike doel is egter om jong mense te help om daardie druk te hanteer sonder om daardeur oorweldig te word. Dit is klaar 'n oorweldigende ding, net om te weet, Ja. dis nou my matriekeksamen, ek maak klaar met skool en my pa en ma, ek vat nou maar van my kant af, het die hele tyd gemou en gesê, hierdie is nie speletjies nie en. So ek stem saam met jou. Jy weet, ek dink daar kom sekere tyd wat ons byvoorbeeld net gesê het, weet jy wat, ons kan nog net soveel doen, ons kan nog net soveel sê, ons kan nog net soveel waarsku, is nou in jou hande. Ja, en ek dink, jy weet, sommige matrikulante is dalk baie meer ernstig wanneer dit kom by hierdie punte, die pluggies, nee, die pluggies van die lewe. Dalk te ernstig, maar ek onthou ons onderwysers het ook nogal gereeld ons herinner aan die feit dat dit so 'n belangrike eksamen is.
En dit gebeur soms dat jy dink dit het nou eintlik goed gegaan en dan het dit nie so goed gegaan nie. Ja, en die ander ding is ook, dis die een kans wat jy het om regtig vir jouself te kan sê, okay, as ek nou nie met vleiende vaandels en al hierdie 80% die cum laude plus en so aan, dit gaan deurkom, laat ek ten minste net die toelating kry, dat indien ek later sou wou swat of ietsie doen, want baie keer dink ek, soos my matrikulant hierdie jaar het nog nie 'n klou wat hy volgende jaar wil doen nie. Maar kry net die punte reg dat jy kan ietsie doen. Net voor ons aanbeweeg, wat was jou gunsteling vak gewees? Buiten pouse het ek nee, ek het ook maar van die tale gehou. Ek moet sê, ek het ook maar die ander vakke gekies. Juist omdat ek gedink het ek sou nooit in die vermaaklikheidsbedryf gewees het nie. Ek sou nogal eintlik 'n optometrist wou word, 'n oogarts. Hey. Maar helaas het my wiskundepunte toe nou nooit toegelaat in die jare 1903 nie. Nietemin, ons volgende storie, jy het al baie ook daarvan gebruik gemaak, is nou, ek sal nie sê publieke vervoer nie, maar wat noem hulle dit? E-vervoer. Ja. E-vervoer, Uber en so. Maar Uber het pas hulle 10de jaarlikse Lost and Found Index bekendgestel. En dit bewys weer eens dat passasiers hulle koppe sal vergeet as dit ook nie aan hulle lywe vas was nie. Die lysie van die mees algemene items wat mense in Uber-ritte laat lê, is wat die meeste van ons eintlik sou verwag. Selfone, beursies, sleutels, skootrekenaars, maar dit is nie die lys van die vreemde goed. Dit is nie die lys wat jou gaan laat wonder nie, maar die lys van die vreemde goed gaan jou egter 2 keer laat dink. Wat dink jy van 'n sak vol lewende skoenlappers, 'n mini-yskas of 'n suurstoftank? Glo dit as jy wil, waar mense het ook al selfs borsmelk, menslike hare en 'n stel valstande met net 2 tande aan die agterkant van die Uber vergiet. Een passasier het selfs 'n lewende vis agtergelaat. Volgens Uber is New York amptelik die wêreld se vergeetagtigste stad, net daarna gevolg deur Miami en Chicago. En as jy wonder wanneer mense die meeste dinge verloor, sonna is die dag wanneer die meeste besittings agterbly. Oor die afgelope dekade het die items net vreemder geraak. Op die lys van rariteite oor die jare verskyn daar onder meer 'n kreef, 'n salmkop, 'n massiewe portret van Kate Middleton en selfs 'n vals bout. Nou ja, toe, hoe's daai? Net jy dink jy het alles gehoor. Ja. Nee wat, goeiemôre, good morning, verras jou keer op keer. Meneer, ek het 'n verlore kuitboorde dalk aan jou. Jy weet, ek kan net dink. En dan obviously moet hulle dit seker maar, die Uber-drywer gaan dit seker nou nie hou nie, hy het seker die stel tandjies gepas en gesien, dit gaan nie vir hom werk nie. 2 ekstra stel tande, hy moes klaar van sy verstand daar ontslaa raak. Ek maak net 'n grap. Ja, ek wil nou net vra, sal jy 'n stel valstande in jou mond druk, ek twyfel net. Maar ook daai gevoel wat ou mos kry, waar het ek my foon vergeet? Of as jy uit die vliegtuig uit geklim het, of sê dit ook al met jou gebeur, dat jy hom iewers 'n sakkie ingedruk en dan voel jy dan dink jy, hoe gaan ek nou terug? Weet jy wat het my al oorgekom? Ja. Ek is besig om te gesels met iemand en dan my foon is weg. Nee, jy's besig om met my te gesels. Dit ons almal al gebeur Els. Maar natuurlik weet ek ook kameraspanne het al 'n paar goedjies in 'n vliegtuig vergeet, maar dan het hulle teruggehaal. Maar ja, bly net waar jy is. Moenie vergeet waar jy is nie. Ons is nou weer terug hier by Goeiemôre, Good Morning. Kry vir jou nog 'n lekker stoomende koppie koffie en kom ons vat hierdie nuwe week vas vir alles wat hy werd is.